Goeiemôre broers en susters, welkom by ons erediens vanoggend. Dis die laaste Adventsondag van 2024. En Adventstyd is mos die tyd wat ons so 'n bietjie vooruit kyk met verwagting na die belofte wat ons Here God gemaak het van die Messias wat gebore sou word. En so het ons dan ook die kerklike jaar ingelei met Advent, met hierdie verwagting, hierdie vooruitkyk na die geboorte, na die stuur van die Messias, wat ons dan uiteraard met Kersfees dan ook herdenk en onsself ook aan herinner. Maar so dan vanoggend ons laaste Advent Sondag. Daarom met Adventstyd is die kleur van die kerklike jaar is altyd pers en daarom ook die kleur wat jy ook op die kansellap en oral hier voor in die liturgiese ruimte dan ook sien. Ons begin ons erediens vanmôre deur te loof en te prys. Ons begin met 'n Kerslied. Ons sing vanmôre ook 'n paar Kersliedere. Gesang 344. Ons sing daarvan al 3 die verse. En dis hier die goeie nuus, nê? Dis die nuus wat ons uitjubel dat die goeie tyding het aangebreek. Die Messias is op die punt om gebore te word. Kom ons sing daarom al 3 die verse staande. Bly ons staan vir die uitspreek van die fotum en die seën. Waarna Frans vir ons die lofsang, ook die wil van die Here en die geloofsbelijdenis dan ook sal voorhou. Gesang 344, daarvan al 3 die verse. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons jubel oor God se liefde en genade wat ons juis in hierdie Kerstyd herdenk. Kom ons sing dan saam gesang 354, strofes 1 en 2.
Johannes beskryf die liefdesgebod soos volg: Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy enigste seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as soenoffer vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. God se liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God in hom. Ons lees dit in Johannes 4 vers 7, 12 en 16. Ons weet dat ons God nie naastenby gehoorsaam soos wat hy van ons vra nie. Trouwens, ons bely dat ons teenoor God en ons naaste sondig met gedagtes, woorde en dade, en ook in die dinge wat ons nie gedoen het nie. Maar ons hou vas aan die genade van God, wat ons ter wille van Jesus ons Here vergewe. Kom ons staan nou vir die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie, jy kan maar die plekke inneem. Frans, baie dankie vir die voorhou van die wil van die Here en ook van die geloofsbelijdenis. En Ben vir die aansteek van die 4de Adventskers. Dit is maar simbolies, soos wat ons die 4 Sondae voor Kersfees, dan Adventsondag 4, die 4 Sondae voor Kersfees, en vandag dan nou die laaste Adventssondag. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte lees in die Nuwe Testament, wel in die Evangelie volgens Lukas, en daar gaan ons uit hoofstuk 1. Hoofstuk 1 is 'n baie lang hoofstuk, maar ons gaan 'n gedeelte lees waar Maria aan die woord is, die loflied van Maria, vers 46 tot en met vers 56. Voordat ons dit dan nou saam lees, terwyl ons so sit, kom ons sluit eers ons oë in gebed. Here ons God, ons is klein voor U, ons is nietig, Here, wanneer ons voor die almagtige God, wat hemel en aarde geskape het, kom staan. Maar wat 'n voorreg, Here, om voor U te mag stil word, om hierdie tyd te mag hê, om in aanbidding te kom tree, om heilige grond te betree, want hierdie is vir ons heilige tyd, Here, tyd saam met U, want U is heilig. En ons kom na U, want ons wil aan U die lof en die eer gee wat U toekom. U wat lewe is, lewe gee, dit ook aan ons gee. Maar waar ons ook beleef U die God is wat in ons lewe betrokke is. Die God wat ons versorg. Die God wat elke tree in ons lewe saam met ons gee. So is ons hier met groot dankbaarheid.
vir u genade van elke dag vir ons. En daarom is dit net reg, Here, dat ons u sal eer, dat ons u sal aanbid, u sal dank vir al u goedheid. Maar so is ons ook stil en nederig voor u, want Here, ons besef hoe nodig ons u het. Ons is van u afhanklik. Ja, ons bely, Here, daar's tye in ons lewe wat ons dink ons het niks en niemand nodig nie. Maar ons weet maar te goed, ons is klein en nietig. Alles in ons lewe kan so in 'n oomblik verander. En dan is alles wat vasgestaan het nie meer so vas en seker nie. En so het elkeen van ons wat ook hier is, wat voor u stil word, ook ons eie uitdagings wat ons het om te hanteer. En sommige daarvan is vir ons groot. Sommige daarvan, Here, laat ons wonder, laat ons twyfel oor die dag van môre, oor die tree wat ons moet gee. Want ons onseker oor hierdie dinge wat ons sekerhede ontneem, oor die uitdagings wat ons het om te hanteer. Maar u ken dit. U is wel bewus van elkeen van ons se nood, elkeen van ons se behoeftes. En so kom ons vanoggend, Here, en ons kom lê dit voor u voete en sê en vra, Here, sien ons tog raak. Sien ook ons nood raak en dit waarmee ons worstel en help ons. En wees ons ook genadig. Want sonder die genade, Here, is ons so uitgelewer. Dankie dat u ons hoor. Wanneer ons met nederigheid en ootmoed dan ook so ons lewe in u hand kom plaas. So is ons dan stil voor u en vra dat u weer vanoggend ook met ons sal praat, dat wanneer ons die woord lees, Here, ons u stem daarin sal hoor. Wanneer ons die loflied van Maria weer sal hoor, dat ons weer iets sal hoor van wie u is, maar hoor ook dan so ons lof, en hoor dan ook so ons nood wat ons voor u kom sit. Spreek u daarom tot elkeen van ons vandag, want ons het behoefte aan u leiding, aan u nabyheid. So vra ons dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ons lees dan nou saam Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 46 tot en met vers 56. Die opskrif wat die vertalers van die 2020 vertaling ook hieraan gee, is dan Maria se loflied. Maria het toe gesê: "My siel loof die Here. My gees jubel oor God my verlosser. Want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Heersers ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy. Hongeriges versadig hy met goeie gawes en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria het ongeveer 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Elkeen wat kan hoor, moet ook luister na wat die Gees ook vir die gemeente sê. Voor die prediking kom ons sing weer saam
Eintlik ook 'n adventslied, 'n lied wat ons goed ken, Gesang 334. En dis 'n lied wat iets verwoord van die liefde van God. Wat uiteraard vergestald onder andere in die geboorte van ons Here Jesus en God wat hom so ook oor die mens ontferm het. En dis wat ons met hierdie lied dan ook besing. God wat vir ons goed is. God wat ook sy hand na ons uitgesteek het. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 van Gesang 334. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die prediking vanmôre, handel dan uiteraard oor die loflied van Maria. En as tema wat uit hierdie loflied spruit is, as hy ook daar onder andere bely dat God groot dinge aan haar gedoen het, vir haar gedoen het. Maar dan die tema God doen groot dinge. Want God doen ook groot dinge in jou lewe en ook in my lewe en in die lewe van mense. Hoekom ek? Waarom gebeur daar soms dinge met my waaroor ek geen beheer het nie? En hierdie vraag van hoekom ek is iets wat ons juis dikwels vra wanneer dinge in my lewe verkeerd loop. Wanneer my lewe op sy kop gaan staan en ek nie kan verstaan waarom dinge nou so skeef loop. En dat ek so uitgelewer voel aan dinge wat met my gebeur. En dan vra ek en roep ek uit radeloosheid, hoekom nou ek? Want 'n mens kyk nou ook ander rondom jou en dan wonder jy maar hoekom het dit nie met daai een gebeur of met hierdie een gebeur? En jy roep iets uit van jou hulpeloosheid en jou nie verstaan. Hoekom ek? En dit is eers soms later wanneer jy op jou lewe terugkyk dat jy dan iets begin sien, iets begin verstaan. Maar wag 'n bietjie, hier was 'n hand. Hier was ten midde van dinge wat met my gebeur het, 'n God wat my ook hierin begelei het. Wat hierin met my ook in hierdie dinge was. En ek was toe nie heeltemal so uitgelewer as wat ek gedink het ek was. Maar hierdie vraag van hoekom ek, vra ons soms ook wanneer goeie dinge met ons gebeur. Wanneer dingetjies in my lewe in plek val. Ek word bevorder.
En ek kan nie verstaan hoekom ek nie, want ek was nie eintlik in lyn hiervoor gewees nie. Of hier uit die bloute is daar 'n bonus. Of ek kry die uitslag van toetse wat nou gedoen is, van wie vorige diagnoses wat gemaak is, en wat nou sê ek is skoon. En as ek rondom my kyk, dan sien ek met ander met wie dit soveel slegter gaan. En mense wat ek oordeel oor nader aan die Here leef en wat sulke goed, diep gelowige mense is, en dan wil ek ook uitroep, hoekom ek? Hoekom het hierdie mooi en wonderlike dinge nou op my plek geval, in my pad, dat die meetsnoere vir my reg geval het? En so moet ek en jy iets begin raak sien van God se hand ook in ons lewens, want God wat ook groot dinge in ons lewe doen. In jou lewe en ook in my lewe en in die lewe van mense. En wanneer 'n mens die evangelie van Lukas lees, dan begin die evangelie, hy begin sy evangelie wat hy nou neergeskryf het, deur te vertel van die geboorte van Johannes die Doper en die geboorte van Jesus van Nasaret. En dan vertel hy in hierdie heel eerste hoofstuk ook van die reaksie van twee godsvroue, van Elisabeth en van Maria. En die fokus vanmôre is dit wat ons saam gelees het, hierdie reaksie van Maria, hierdie loflied, hierdie prysing van Maria. Maria, die moeder van ons Here Jesus Christus. Maar wanneer jy nou die evangelies lees, die Nuwe Testament lees, dan lees 'n mens eintlik baie min van Maria. Sy speel eintlik 'n baie klein rol in die Nuwe Testament. Maar tog het Maria 'n baie groot rol oor die eeue al in die lewens van gelowiges gespeel. Tot vandag toe. 'n Rol wat onvervangbaar is, wil ek amper sê. Haar loflied, die kort lied wat ons gelees het, is van groot betekenis. Want dit dien ook as iets waar ons iets hoor van die openbaring van wie God is, want dis wat sy ook daar sê en bely. Wie's God? En as God hom ook hierin en deur hierdie lied ook openbaar, waar 'n mens ook iets begin ervaar van God. So hierdie lied dra die boodskap van God sien mense raak. God gee om. God gee beloftes en hy laat dit gebeur. So God, die barmhartige, is die een wat hom ontferm, sy hand uitsteek, hou oor mense. En daarop kan ons staat maak, want dis wie God is. So hierdie lied dra die naam van Magnificat. Nou dit kom uit die Latynse vertaling van hierdie lied. Dis hoe die lied begin. Magnificat anima mea Dominum. My siel, my hele wese, loof die Here. Dis hoe hy begin. Daar's wonderlike goed in hierdie lied, besonderse dinge. En die eerste ding wat 'n mens moet raak sien, is die persoonlike aard hiervan. Haar persoonlike belydenis. Hierdie almagtige God het vir my, in my nederigheid, in my niks wees, raak gesien. Want wie was Maria? Eintlik niemand.
onbekende jong meisie, jong vrou. Iemand in die skare. Nie uit 'n ryk familie nie, nie uit 'n aansienlike familie nie. Nie iemand met gesag nie, nie iemand met mag nie. Nie iemand na wie toe jy sou gaan vir raad nie. Sy's nog 'n jong mens. Wat se wysheid sou sy nou hê, wat se ondervinding het sy? Wie sy nou eintlik? Niks, en niemand. En boonop is sy nou ook swanger, en sy is nie eens getroud nie, so iemand nou wie ander gaan neerkyk. Sy is niemand. En sê sy, hierdie God, hierdie Almagtige, het my, ek, wat eintlik niks is, het my raak gesien. Groot dinge vir my gedoen. God, die Magtige, het hierdie klein mensie Maria gesien. Wat moet 'n mens hierin hoor? Geloof is iets persoonlik. Dis iets wat jou raak, jou mensvrees raak, alles van jou. Dis nie net om die wonderlike en die groot dinge en die goed wat jy weet van wie God en van wie Jesus is te sê nie. Nee, dit kom uit jou wese. Dis wat ek sê hierdie God is. Dis wat ek beleef hierdie God is, want dit raak my. Hy het my geraak. So dit gaan oor jou en oor God. God sien vir my raak in my nietigheid. Want wie is ek? Wie is jy? Maar hy sê vir ons, ek sien jou raak. Ek ken jou, ek weet wie is jy. Ek ken jou op jou naam. Ek weet wat jy deurgaan. Laat my dink aan daai Engelse lied, waar die lied vra, hoe weet jy dat Jesus leef? En dan kom jy antwoord, ek weet dat Jesus leef, want hy leef in my hart, hy leef in my lewe. Ek kan jou vertel van my lewe, en ek kan jou vertel van God se hand in my lewe, en ek kan jou vertel van die dinge wat God al in my lewe gedoen het. Ek weet hy leef. Hy is vir my 'n werklikheid, hy is vir my 'n God. Hy is deel van my lewe. So as jy tyd het, sit en luister, ek gaan jou vertel van hom. Dis wie God is. Dis geloof. Dis wat Maria doen. Dis wie my God is. Hy het my raak gesien. Maria se lied verkondig, God sien alle mense raak. Alle mense, ook die onbelangrikes. Mense wat nie in tel is. Mense wat nie in aansien is. En God sien mense in hulle nood raak. Waar daar behoefte is. En God, wanneer hy met mense besig is, doen groot dinge, wonderlike dinge. Mense wat vir hom ontzag het. Mense wat met God 'n pad loop. En hierdie God gee beloftes. En hy kom dit na. Dis die boodskap van hierdie lied. Dis die boodskap van vandag. Die volgende is dalk belangrik om te weet oor hierdie lied. Dis baie duidelik dat Maria ken die Here al vir jare lank. Hoe kan ek dit sê? Wat gaan lees 'n mens hier die lied weer mooi, rustig. Jy gaan kyk na die voetnotas. Dan kom jy agter, maar hierdie lied, Maria sê 'n klomp goed wat ook in die Bybel gestaan het van haar tyd. Daar's grepe daaruit. 1 Samuel 2, Deuteronomium 32, Psalm 113. So sy ken die Here se woord. En as sy nou iets wil verwoord van wie hierdie God is en wat hierdie God vir haar kom doen het, dan gryp sy na wat die woord ook sê, om dit mooi te kan sê. Sy ken die Here. Sy ken die Here se woord. Sy weet wie hy is. 1 Samuel 2 is die lofsang van Hanna. Ons onthou mos van Hanna, wat ook 'n niks en 'n niemand was.
en moederloos was en nie 'n kind kon kry nie en hoe sy die Here gepleit het en gesmeek het en die Here haar gebed verhoor het. Samuel is gebore. En Deuteronomium waar die Here met sy volk stap in Psalm 113. Maar dis waarna Maria gryp. Dis hoe sy dit verwoord van wie God is. Haar lof van die Here bring, want hy is vir haar goed. So God sien mense raak, dis wat Maria in die eerste plek sê, hy sien my raak. En hy sien alle mense raak, ook is dit wat ek en jy moet hoor. God sien jou raak. Hy weet wie jy. Jy is ook mense wat nie in tel is nie. En hierdie boodskap is eintlik bedoel om 'n mens bly te maak. Maar hoe kan ek hierdie boodskap anders probeer verwoord om te sê dat mense iets verstaan van die almagtige, allerhoogste God sien my as 'n klein nietige mens raak. En hy raak my lewe ook aan. Wie's ek en jy? Ken die president van die land jou? Kom ons gaan verder. Ken die president van Amerika jou? Ken die ryk mense van vandag? Weet hulle wie's jy? Bill Gates, Elon Musk. Uiteraard, ons is nie in tel nie. Maar dit sou so goed wees asof jy iewers nou hier 'n boodskap kry. Sê nou maar van 'n Elon Musk wat vir jou 'n e-pos stuur en vir jou sê: "Luister Boeta, luister Sissa, ek wil jou in my maatskappy gebruik." Ek? Wat kan ek vir jou doen? Wat 'n bydrae kan ek lewer? Wie's ek nou dat jy my sou raak sien? Dis net nog veel groter. God, die Almagtige. Sê maar ek sien jou. Weet wie's jy? Ek gee om vir jou, ek's lief vir jou. Ek wil met jou op pad stap. Dis wat ons moet hoor. Ek, nietige mens, Here sien my. En as ek dit besef, dan juig my hart mos. Dan jubel ek mos nou, want die skepper van hemel en aarde weet wie's ek en hy's my Vader. Hy stap saam met my, hy's saam met my. Dan kan ek mos nie anders as om te loof en om te prys nie, want God is die een wat saam met my is. En daarom hou ek aan volhard. En daarom hou ek aan bid. Want hierdie God is inderdaad ook besig om my lewe te verander, as ek hom net wil toelaat. So onthou ook, dat God nie net vir jou en vir my raak sien nie, maar alle mense. Ook die wat anders is as ons. Ook die op wie ek en jy soms neerkyk. As ek en jy dink ons het nood en ons het moeilikheid en ons is angstig oor 'n klomp goed, daar's ander wie se nood groter is as joune en myne. So as ek hierdie boodskap hoor van God sien my raak, ook my nood raak, dan weet ek as ek mense in nood rondom my sien, behoort ek ook met deernis op te tree en hulle ook raak te sien. As Maria hierdie ding beleef van hoe God met haar is, dan kyk sy ook terug. Want dit is goed om terug te kyk, want dan sien jy ook die hand van God so in jou lewe. En so kyk sy terug nie net haar lewe nie, maar ook van haar volk, van God se mense. En dan sê sy, maar ek sien in die verlede, hierdie God wat vir my daar is, was nog altyd ook so daar vir mense wat vir hom ontzag. Deur geslagte heen. Vers 50 sê, hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. God het nog altyd ontferming getoon. Hoekom? Hy het liefde. En hy doen dit om ons te help en om ons te red en die nood waarin ons verkeer te verlig. So toon hy sy liefde vir ons. Dan dink maar aan Israel se lewe. Ons ken mos die geskiedenis van Israel. Hoe het die Here hulle weer en weer en weer gehelp?
Al het hulle hom hoeveel keer teleurgestel. Maria weet hoe God in die verlede gewerk het en hoe hy ook nou met haar werk. En as sy so terugkyk, dan sê sy, maar ek sien hoe God die hoogmoedig is van hulle trone afhaal en die nederiges ophef. Wat bedoel sy met hoogmoediges en nederiges? Hoogmoediges is daardie mens wat oordeel dat hy of sy God nie nodig het nie. Nee, wat my lewe is okay. Ek het nie nodig dat God my hoef te help nie. Ek het nie nodig dat God sy hand oor my hoef te hou nie. Ek is gemaklik met waar ek is en waarheen ek op pad is en ek het niks en niemand nodig nie, ook nie vir God nie. Al sê mense dit nie soms nie, leef hulle soms so en dis die hoogmoediges van wie sy praat. En dan sê sy maar reg deur die geskiedenis kan jy nog sien hoe mense wat juist so geleef het op die einde by die punt moes uitkom, maar eintlik is ek sonder God verlore. Maar dan sê sy ek sien ook hoe God die nederig is. Die wat sê maar Here, ek het U nodig. Here, ek kan sonder U nie. Vir die brood van elke dag, Here, as U nie voorsien nie, het ek niks. Here, as U nie vir my krag gee nie, Here, as U nie vir my wysheid gee nie. Here, ek is nederig en stil voor U. Daarom is ek op Sondag hier, ek luister. Ek is hier om te aanbid. Daarom is ek met nagmaal hier, Here, want ek het nodig dat U my aanraak. Dat U my vergewe, opnuut weer. Dat U die hand my net weer mee aanraak. Want ek kan nie daar sonder nie. Here, ek het U so nodig. Ek is van U afhanklik. Dis wat sy daarmee bedoel. So sy praat eintlik van die stryd van die begin af. Die stryd tussen die nakomelinge van die vrou en die nakomelinge van die slang. Die mens wat weet, God kan ek nie sonder nie. En die mens wat hom verhef teen God. En so sing sy oor die groot dinge wat die Here uit liefde gedoen het in die verlede, ook vir sy volk Israel. Almal van ons wat hier is vandag, is ek oortuig as ons 'n bietjie hier in 'n kring gaan sit en ons begin bietjie vertel, kan ek en jy vertel van die groot dinge wat God ook al in jou en my lewe gedoen het. Hier is ons aan die einde van 'n jaar, klomp goed het gebeur in hierdie jaar. En as 'n mens so terugkyk op 2024, moet jy ook sê, ja, daar kan ek God se hand so duidelik sien. Daar was ek so benoud geweest en kyk net hoe die Here vir my vrede gegee. My na waters gebring waar dit rustig is. Na groen weivelde. Daar wat ek nie geweet het, herwaarts of derwaarts. God was daar. Maar elkeen van ons kan vertel van nood waarin ons was, krisisse waarin ons was. En waar ons stil geword het en op ons knieë was en God het gehoor. Waar dinge vir ons so hopeloos en onmoontlik gelyk het. Hy het ingegryp toe dit nodig was. Maar so kyk ek en jy vanoggend ook terug op die groot dinge wat God vir alle mense gedoen het. Toe hy sy seun gegee het, om as verlosser gebore te word. Want die kruis was alleen moontlik omdat die krib daar was. Toe Jesus mens geword het, en onder ons kom leef het, om op die uiteinde sy lewe vir ons te gee, sodat ons kan lewe. En dan sluit sy haar loflied af met die beloftes van God. God wat nog altyd getrou was aan sy beloftes en dit nagekom het. En dit sê sy as sy so terugkyk, sy sê van Abraham se tyd af. Abraham en sy kinders, die aardsvaders en die volk Israel. Die Here het belangrike beloftes gemaak. En nie net beloftes gemaak nie, hy was getrou, hy het dit laat gebeur. Want God se beloftes staan vas. Dit word waar. Nie soos wat ek en jy soms beloftes maak en nie nakom nie. Ek het al vir 'n paar mense hierdie verhaal vertel, van wat ek so 'n klompie jaar gelede beleef het. Ek was by 'n sosiale byeenkoms. En ons het almal daar lekker gesit en kuier gebraai en hoe ook al. En hier 'n groepie mense saam 'n bietjie gestaan en kuier en almal in daardie groep het
staan en rook. Maar een man het nie gerook nie. En die man het aan die gesels geraak, en ek sê vir hom, maar, hierdie is jou groep vriende, mense. Dit is vir my vreemd, dat jy nie ook rook nie. En toe sê hy, weet jy, ek het gerook vir in my lewe baie. Hy sê, maar daar het iets met my gebeur. Ek het 'n hartmoeilikheid gekry. En ek moes dokter toe, en hy het my gestuur, daai jare nog universiteitshospitaal toe. En ek moes gaan vir 'n angiogram en 'n EKG en al hierdie goed wat hulle doen om jou hart nou te toets. Hy sê, daai aand lê ek in die hospitaal en ek worstel met die Here. En ek praat met die Here, want dit lyk asof ek 'n hartomleiding moet kry. As ek maak hierdie belofte, ek sê, Here, as ek nou nie 'n hartomleiding moet kry nie, sal ek ophou rook. Klink bekend, né? Wanneer ons in 'n krisis is, in 'n nood is, dan praat ons baie keer ook so met die Here. Maar so die volgende dag aangebreek en hy het sy EKG gedoen, en op daardie jare het hulle nog, as jy gaan vir 'n angiogram, jou nog onder verdowing gesit, narkose. En hulle het hierdie ding gedoen, en toe hy nou wakker word in sy bed weer in die saal, toe kom die uitslag. Hy hoef nie hartomleiding te kry nie. Ja, en hy's bly. En hy pak sy tas, en hy sê, en hy was nog hier by die verpleegster se stasie. Toe steek hy al die eerste sigaret op. En toe hy by die motor kom, en hy het sy tas so in die kar gesit, want hy het homself ingeboek in die hospitaal. En hy staan so, en hy rook eers klaar. Hy sê, en iemand sit sy hand so op sy skouer, en hy vra, en die stem sê vir hom, die persoon sê vir hom, rook jy lekker? En hy draai so om, en daar is niemand nie. Hy sê, toe het ek opgehou rook. Hoe vertel ek die verhaal? Iets wat 'n mens beleef het. Het iets beleef van God in sy lewe. Maar dit vertel ook iets van hoe ek en jy soms met beloftes maak. Ons kom nie altyd ons beloftes na nie, teenoor mense en teenoor God nie. Maar God is nie so nie. God kom sy beloftes na, telkens weer en weer. En dan kom Maria by die punt en dan sê sy, maar kyk al hierdie beloftes wat God gemaak het. Van die Messias, van die verlosser wat kom. En ek, is die getuienis hiervan, dis wat ek in my lyf dra, in my liggaam dra. Hierdie verlosser wat gebore gaan word, hierdie beloftes wat God gemaak het, is besig om in vervulling te gaan. Dis iets wat ek en jy weer en weer moet onthou. God bly getrou aan sy beloftes. Het staan vas. En daarop kan ek en jy absoluut staak maak. Want dit sal waar word. Hoe weet ek wat God se beloftes? Lees jou Bybel. Elkeen van ons in ons persoonlike pad met die Here, lees jou Bybel, hoor wat God vir jou sê. Hoor die beloftes wat God ook vir jou maak, hou daaraan vas. Soos met 'n Abraham, soos met 'n Jakob, soos met 'n Isak, soos met die volk Israel, soos met 'n Maria, soos met jou en my. Maar maak moeite met God. God sê vir ons deur hierdie lied, dat hy groot dinge doen in hierdie wêreld en in elkeen van ons se lewens. Uit liefde ontferm hy hom oor mense in hulle nood. Noem nou maar die vorms van nood wat daar is wat ek en jy al beleef het. Sonde. Ja, en sonde kan jou ry. Want hy los jou nie as hy jou eers gevat het. Hy ry jou bloots. Jou verlorenheid, jy is daarom. Siekte, pyn, honger, armoede, inkomste skielik opgedroog het, onreg wat aan my gedoen is, misbruik, hartseer, eensaamheid. En so kan ek maar aangaan, dis ons nood. God sê, ek ken dit. Sê jou help. Want die Here se hart klop warm vir sy skepsels in nood. Hy steek sy hand uit om ons te help. En hy nooi ons weer uit, hy sê, vat my hand. So dat ons met hoor deur hierdie woorde van Maria. En daarvoor, as ek beleef ook hoe God my help, dan kan ek maar sê anders as om te sê, Here, ek loof, Here, ek prys U met my hele wese, want my Here en my God, my Vader, my Skepper, my Verlosser, is vir my so goed. Daarom loof ek hom, daarom sing ek, daarom jubel ek. Ek kan nie anders.
En wat God doen is altyd in belang van mense, van die skepping. Dit is in ons belang. En so het hy groot dinge ook aan hierdie jong meisie, hierdie jong vrou Maria gedoen. En haar die moeder van die Messias laat word. Maar ook ter wille van jou en my. Jesus is gebore. Ons almal van ons sonde te kom red. En hy het ons kom opsoek in ons nood. Ook omdat ons so weerloos was. Het hy ons kom ontferm en ons te hulp gekom. Kerstyd. Dis hoekom ons ook sing. Saam met Maria. Van die Here ons God, want hy is vir ons goed. En ons sing oor al die groot dinge wat hy in die geskiedenis al gedoen het. Ook in my geskiedenis. Maar ook in my lewe en wat hy nou nog doen. Daarom jubel ons. En daarom sing ons. Maar dit bring my ook by die punt om te kan sê, maar as hy dan my Here is, dan leef ek soos wat hy van my vra. Hy sê dit vir my in sy woord. Hy sê, my kind, gaan leef dan so. Dis hoekom ons elke Sondag vra na die wil van die Here, ook in my lewe, dat dit daar sal waar word. En dit beteken ook dat ek elke dag liefde sal betoon teenoor ander, met ontferming, met barmhartigheid. En dat ek ook sal toesien dat daar reg gedoen word aan die weerloses. En in ons tyd veral miskien aan die vroue en die kinders onder ons. Maar dis Kerstyd. Dis die boodskap van Jesus se koms, wat maak dat ons met ons hele hart, met ons hele mens wees, soos Maria sing. Ons jubel tot die Here, ons God. Amen. Here, ons Here. Ons harte jubel, ons juig, want U is vir ons so goed, onverdiend goed, Here. Hoeveel keer in ons lewe was ons nie al daar, waar alles so verkeerd geloop het, waar ons so uitgelewer was. En U was vir ons daar. En U het U hand uitgesteek. En U het ons kom aanraak. En U het vir ons weer 'n deur oopgemaak. O Here, dankie vir die goedheid en die genade. En so ken U vir ons en al die dinge wat ons beleef, elke nood wat ons ervaar, elke fase van ons lewe. En of dit nou is oor inkomste, of oor siekte, of oor eensaamheid, en so kom maak U dit vir ons anders. Daarom loof ons en daarom prys ons en daarom jubel ons, o Here. Daarom dank ons U dat ons weer Kerstyd mag herdenk. Want dit getuig van die liefde van 'n God vir mense. En so kom ons na U met groot ontzag, met groot nederigheid. Hoor daarom ons dank, maar hoor ook hierin ons opkyk na U. Here ons God, in hierdie dae, kyk ons ook op na U vir U. Tog U hand sal oopmaak, om ook weer reën te stuur hier by ons, waar dit ook so droog is in ons land, sekere dele. Waarin veral die boere ook so uitgelewer is vir die gewasse en vir die diere. Ons vra in nederigheid, Here, maak tog U hand oop. Stuur die wolke, maak die sluise oop. As ons daarvoor bid, Here, moet ons ook bely, dis dalk droog in ons land, omdat mense U nie meer ken en wil ken nie. Omdat mense se harte hard geword het, en oordeel dat hulle U nie nodig het nie, of verbitterd is, of wat die rede ook al mag wees. En daarom vra ons dat U ook die sluise sal oopmaak van ons harte, sodat ons weer U stem sal hoor, U goedheid sal beleef, maar van 'n God wat ons harte omdraai en terugdraai, maar die Here ons God, met wie se hand ons leef.
bid vir hulle van ons gemeente wat weg is met vakansie en vra dat julle sal seën waar hulle ook al is en ook op die regte tyd weer sal teruglei. En die van ons wat bevoorreg is om hier tuis te wees, ook saam met ons geliefdes, dat jy ook hierdie tyd vir ons 'n geseënde tyd sal maak. Hou tog jy hand ook oor ons, o Heer. Oor ons belydenis, sonder U kan ons en wil ons nie. Amen. Kom ons sing ten slotte 'n vonklied, maar dis 'n Kerslied. En soos Maria jubel ons en juig ons. Vonklied 256, 256. Ons sing die eerste 2 verse. En let op net die eerste paar woorde daar. Vol van vreugde wil ons jubel en oor God se goedheid besing. God se liefde vir die mensdom het sy seun na ons gebring. Soos Maria, kom ons jubel dit. Kom ons sing dit tot die eer van ons Here wat vir ons goed is. Vang die seën van ons Here. Dra dit met jou saam. En waar ons hier uit mekaar gaan, weet ons Christus het verskyn. Hy is steeds met ons. En daarom seën God elkeen van ons en gee hy sy Heilige Gees in ons hart. God Almagtig wat die wyse manne met die lig van 'n ster gelei het om Christus, die lig uit lig te vind, lei ook vir jou op jou pad na hom. God die seun wat by die huwelik in Kana die water in wyn verander het, verander ook jou lewe en maak jou hart bly. God die Heilige Gees, wat op sy geliefde seun met sy doop in die Jordaanrivier neergedaal het, stort sy gawes ook oor jou uit en is met jou. Amen.